Ons skriflesing vir vanoggend is die hele hoofstuk 1 van 1 Johannes 1 vers 1 tot 10, as jy saam wil oopmaak. Johannes 1 vers 1 tot 10, ek lees vir ons voor. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aandagtig bekyk het, en wat ons hande aangeraak het, aangaande die woord van die lewe, dit verkondig ons aan julle. Die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig daarvan, en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. Ja, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons ook aan julle, sodat ook julle aan ons verbonde kan wees, en ons verbondenheid is aan die Vader en aan sy Seun Jesus Christus. Ons skryf hierdie dinge, sodat ons blydskap volkome kan wees. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het, en wat ons aan julle bekend maak. God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is, en tog in die duisternis leef, lieg ons, en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbonde, en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself, en is die waarheid nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons sondes vergeef, en ons van alle kwaad reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar, en is sy woord nie in ons nie. Ons lees tot daar. So kort na Kersfees is ons heilig oortuig van die waarheid wat in hierdie woord van God, maar dan spesifiek ook in vanoggend se teks saamgevat word. God is lig. En hierdie waarheid, God is lig, is nie bloot 'n abstrakte uitspraak wat ons sommer maar net herhaal omdat dit hier geskryf staan nie. Dit is 'n diep waarheid en is 'n persoonlike waarheid. Dit is 'n getuienis en 'n belydenis dat God, die heilige Here en heerser van alles wat bestaan, ook my lewe kom verlig. God is lig. Ons weet dit natuurlik. En met die Christusfees en die viering van Jesus se geboorte, weet ons dat God mens geword het, dat Jesus, die Christus, die lig vir die nasies sou wees, dat Jesus, die Christus, werklik die lig vir die wêreld is. Maar daar is natuurlik 'n belangrike onderskeid om te tref as ons nou sê God is lig. Want Johannes praat spesifiek, God is lig. Hy sê nie God is 'n lig nie. Hy sê nie God is soos lig nie. Hy sê nie God maak lig nie. Nee, hier word God geprys as lig. God is lig. Net soos wat Johannes oor God praat as God is lig, sal Johannes later praat God is liefde, God is gees. So ook dan nou God is lig. En as die God van lig die duisternis in my kom verlig, kan ek nie anders as om stil te staan by 'n paar tekste in die lewendige woord van ons lewendige God nie. Ek dink byvoorbeeld onmiddellik aan Genesis 1, waarskynlik dink 'n klomp van ons aan Genesis 1. God het gesê, laat daar lig wees. God het gekies, God kies steeds om met sy volle wese homself uit te stort in sy skepping. God wat lig is, kies om met sy wese, hy wat lig is, te skep. En daar was lig. God is lig. En van hierdie lig was die Israeliete natuurlik ook bewus. Natuurlik is Jesus Jesus is hierdie onmeetbare eensgebeurtenis in geskiedenis wat die volledige openbaring is van God, wat homself in die skepping inskep, die lig wat mens geword het, die lig vir die wêreld. Maar voordat ons by Jesus uitkom,
moet ons eers raak sien hoe Israel self ook God beleef het as die God van lig. En hiervoor is die woorde van Psalm 43, Psalm 44, die lewendige woord van God. Maar as ek nou enkele verse uit hierdie 2 psalms weer lees of herhaal, dan wil ek jou uitnooi om diep daarna te luister. So moenie noodwendig luister vir 'n antwoord nie, of moenie noodwendig luister vir die argument wat die psalm probeer maak of een of ander iets van die aard nie. Maar probeer met 'n oop hart luister. 'n Hart wat eenvoudig op soek is na God se teenwoordigheid. Na die God wat lig is. So as ons dan 3 verse uit Psalm 43 lees, hoor die hinkering en die vertroue en die diep emosie van hierdie psalmskrywer. Stuur u lig en u waarheid. Laat dit my lei, laat dit my bring na u heilige berg en na u woonplek, sodat ek kan ingaan. Sodat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God wat my van blydskap laat jubel, en sodat ek u, o God, my God, kan prys met 'n lier. En dan in God se teenwoordigheid hierdie stuk bewus wees van ons eie gebrokenheid. Waarom kwyn jy weg, my siel? En waarom is jy so onrustig in my? Nee, hoop op God, want ek sal hom, my God, weer dank vir die verlossing wat hy, my God, deur sy teenwoordigheid bring. God is lig. Nie 'n abstrakte ver weg lig nie, nee, die God wat naby is. Die God wie se blote teenwoordigheid verlossing bring, die God wat van lig, wat tasbaar teenwoordig is en liggaamlik teenwoordig geword het in Jesus Christus. Die God wat ons harte kom verlig met sy lewe en sy waarheid, of dan nou in die woorde van 1 Johannes 1, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons eie oë gesien het, wat ons aandagtig bekyk het en wat ons hande aangeraak het, die woord van die lewe. Die waarheid van ewigheid, die lig van ewigheid. Wat Israel, wat die vroeë kerk, wat die apostels, deur die profete en die geskrifte reeds gehoor het, reeds tot 'n mate gesien het, en uiteindelik self by Jesus gehoor het en gesien het, en wat ons ook terloops, miskien voel ons ver verwyder van hierdie teks af, maar wat ons ook in die lewendige woord van God lees en hoor, wanneer ons dit saam lees en wanneer dit gepreek word en wanneer dit verkondig word en wanneer ons dit leef. Die waarheid oor God wat lig is. Die lig van ewigheid. Maar nou kom daar 'n klein hakplekkie in. Want ten spyte van ons beste pogings, of ten spyte van ten minste my beste pogings, kan dit nog steeds so vinnig voel of hierdie lig 'n abstrakte ding is. En 'n deel van my het dadelik die behoefte om te gaan kyk hoe lig werk wetenskaplik en wat dit vir ons kan sê van wie God is. Maar ek dink dit is meer eenvoudig as dit. Want ja, dit is die lig en die waarheid en die lewe van wie die vroeë kerk en die apostels gehoor het en wat hulle self gesien het, maar dalk die belangrikste deel veral so kort na Kersfees is die feit dat dit die waarheid is wat hulle met hulle eie hande aangevoel het. Soos wat Thomas en sekerlik ander Jesus self na sy opstanding met hulle eie hande kon voel. En die oomblik as iets so prakties is soos die liggaamlike opgestane Here, dan kan dit nie meer 'n abstrakte lig wees nie. Die woord van die lewe wat tasbaar beleef is. Die woord van die lewe wat toe tasbaar verkondig is, die woord van die lewe wat vandag nog steeds tasbaar verkondig word, behoort te word. God is lig. God is liefde. God is gees. So waar God is heilig. En nou met dit in gedagte kan ons op Psalm 44 leun. Hoor dan nou in Psalm 44 die skrywer se diep belewenis van God se getrouheid oor die eeue heen.
En voor ek dit lees, moet ons ten minste dit aan die psalmskrywer gee. Daar is wysheid en waarheid by die wat volkome op God vertrou. Daar is 'n nederige stuk sekerheid. Daar is lig by die wat volkome op God vertrou. So dan hoor ons Psalm 44. O God, met ons eie ore het ons dit gehoor. Ons voorouers het ons vertel van die dade wat U verrig het in hulle tyd, in die ou tyd. U het met U eie hand nasies verdryf, maar hulle het U geplant. U het volke getuister, maar hulle, U volk, het U laat uitbrei. Ja, ons voorouers het nie met hulle swaard 'n land in besit geneem nie. Hulle arm het nie aan hulle oorwinning gegee nie, maar U regterhand en U arm en die lig van U teenwoordigheid, omdat U hulle goedgesind was. U is my koning, my God. Gebied dan die verlossing van Jakob. U is my koning, U is my God. God is lig. Nou gaan ek myself vir 'n oomblik onderbreek met ons gespreksmoment wat hier iewers moet wees. Ek gaan julle so 2 minute gee. Ek besef dis nou strak, skielike onderbreking. As niks anders duidelik is nie, is die 3 woorde dat God is lig hopelik duidelik. Saam met hierdie Psalm 43 en 44 gee ek jou 2 minute om hierdie 3 vrae met die persoon langs jou te bespreek. As iemand alleen sit wat lyk of hulle nader gehark wil word, hark hulle nader en dan kyk ons na hierdie 3 vrae. Wat het jy in een van hierdie psalms ervaar? Daar's 'n spelfout, maar wat beteken God is lig vir jou? En hoe dink jy kan jy God se lig leef? Ek gee julle so 2 minute om hierdie vrae te bespreek. As julle nog nie klaar is nie, is julle welkom om op pad huis toe verder daaroor te praat. Ons gaan in elk geval bietjie later in die diens nog by die laaste vraag stil staan. Ek wil vir 'n oomblik by daai tweede vraag stil staan. Ons het die diens begin met hierdie spanning wat daar baie keer is tussen ons wil en God se wil en hoe bang ons is om te sê dat die twee enigstens kan overlap, wat dit wel kan. En dis bietjie die intensie agter daai tweede vraag.
Want dikwels, wanneer ons besig is met God se woord, soos wat ons behoort te wees, is ons so bang dat ons dit nie ernstig genoeg opneem nie en dat ons iets verkeerd verstaan, dat ons amper geen poging aanwend om dit wat hier binne aangaan en dit wat hier binne aangaan met mekaar te versoen nie. En daarom is dit belangrik om nie net vas te haak by een of ander handboek antwoord van wat beteken God is lig nou presies nie, of hoe het Johannes dit presies verstaan nie, maar om baie keer te begin by, okay, hier lees ek God is lig, wat beteken dit vir my? En dan van daar af te vat, okay, wat het dit vir Johannes beteken? Wat het dit vir die vroeë kerk beteken? Wat beteken dit vir ons gemeente? Wat beteken dit as jy dit in verskillende plekke op aarde lees? Wat beteken dit vir verskillende mense? Maar om te begin by, maar wat ervaar ek regtig? Wat verstaan ek regtig rondom hierdie? Sonder om nou die kinderkerk antwoord te gee, of die antwoord wat verwag word om te gee. En baie keer om dit in gesprek te bring, met ander mense se manier van sien, en dan dalk met dieper delf in die Bybel, maak, en dit help ons dan al reeds met die derde vraag, dat hierdie nie net iets is wat gelees word en dan neergesit word en dan gaan leef jy jou dag nie, maar sodat dit werklik op so 'n manier deel raak, dat jou tyd in die woord jou in staat stel om in die lig te leef. Iets van dit, maar ons sal nou nog praat oor daai laaste gedeelte. Vir nou kan ons mekaar net nog weer eens sê, God is lig. Tog leef ons in 'n wêreld van duisternis. Nie dat die duisternis hoegenaamd 'n kans het om God se lig uit te doof of teen te staan nie. Maar ons leef en ons loop dikwels in 'n donker wêreld en ons leef en ons loop dikwels self in die duisternis as ons eerlik is met onsself. En miskien is dit omdat ons self faal, of miskien is dit omdat ons op 'n klomp verskillende plekke heuning om die mond gesmeer word en 'n klomp leuns vertel word wat ons nie besef leuns is nie, of wat ons verkies om nie te aanvaar dat dit 'n leuen is nie. 'n Klomp onwaarhede wat ons potjie. Tog nooi God Drie-enig ons telkens aanhoudend weer en weer deurgangs om wel in sy lig te loop en te leef. En as Johannes dan hierdie brief skryf, hierdie hoofstuk skryf, dan praat hy van loop in die lig van God. En dit kom basies neer op hierdie idee van ons lewensritme waarmee ons nou die hele jaar besig is, ons regula, dat alles wat jy in jou lewe aanpak, behoort eintlik 'n intentionele stappie te wees om in God se lig te leef, om in God se lig aan te hou leef, en om 'n klomp goed in plek te kry om jou te help sodat dit makliker is om wel in God se lig te bly leef. So ons lewensritme gee eintlik rigting aan die manier wat ons kies om te loop. Dit is 'n algehele plan wat elke treukie in gedagte hou. Nou behalwe vir die mooi hiervan, as Johannes praat van in die lig loop, behalwe vir die suiwerheid van ons pogings om in die lig te probeer loop, en behalwe vir die heerlikheid van God wat daardeur veronderstel word, besef Johannes, as hy die brief skryf, met al sy lewenservaring en met al sy ervaring in gemeente waar hy as 'n leier gedien het, dat ons as mense maar swak en sondig bly. Ons is geneig om die lig mis te loop. En dan skryf hy hierdie duidelike riglyne oor hoe ons as kinders van die lig, kinders van God, behoort te leef. En hoe die duisternis hoegenaamd geen plek het in God se koninkryk van lig nie. So, alhoewel Johannes se riglyn aan die een kant duidelike, ernstige riglyne is, behoort dit nie net vermaanend en kwaai ervaar te word nie. Want in 'n sekere sin is dit met 'n omgee hart of 'n tipe van 'n pastorale versorging wat Johannes hierdie brief skryf. Met hierdie pastorale versorging nooi die brief ons dan ook uit om werklik te hoor wat hy sê, nie as 'n uittrap sessie nie, maar as 'n uitnodiging om ons sondes te kan raak sien, om dit te kan bely en om dan versoen met God in die lig te kan leef. Om deur die verlossing van Christus, deur die genade van die Vader en deur die ondersteuning en werking van die Heilige Gees te besef dat ons toegerus word, uitgenooi word en gelei word om in die lig te loop.
So miskien is dit waardevol om hierdie 3 vermaanings wat ons nou as uitnodigings gaan lees, een vir een deur te trap. Vers 6 en 7. Skryf Johannes, as ons sê dat ons aan God verbonde is en tog in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef soos wat hy in die lig is ons aan hom verbonde en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Sien, die geheim is, dalk is dit nie so groot geheim nie, maar dit wat ons glo, ons oortuigings, dit wat ons bely met ons monde, en dit wat ons getuig met ons lewe, behoort alles 'n eenheid te vorm. Die een vertel vir ons wat die werklikheid van die ander een is. Jy kan nie met jou kop in een rigting glo en met jou voete in 'n ander rigting loop nie. En met jou mond iets anders sê nie. Ons kan nie die God van lig aanbid en nog steeds gemaklik in die duisternis loop nie. En tog is die oplossing in 'n sekere sin so eenvoudig. Waar ons kies om Jesus te volg, die woord van die lewe, sal ons harte bietjie vir bietjie stelselmatig meer verlig word. Ons verbondenheid teenoor ander en ons verbondenheid teenoor God sal vermeerder en verdiep en toeneem. En ons sal gereinig word. Ons sal verlig en verlos leef. Nou, ek weet nie wat in jou hart aangaan en in jou kop aangaan as jy die woord verbondenheid hoor nie. Maar as ons mooi daaraan dink, kan verbondenheid en afhanklikheid nie eintlik geskei word van mekaar nie. Baie keer, as ons praat oor verlossing, as ons praat oor geloofsekerheid, as ons praat oor 'n goeie, getroue Christen wees, dan skep dit amper hierdie beeld, en miskien leen ons die beeld by die wêreld, dat dit gaan oor om sterk en onafhanklik getrou te wees. God is lig en ek volg daai God. Ek glo in God en dis dit. Maar ek dink as ons daarbey vashak, mis ons iets van die kern van hierdie gedeelte. Want verbondenheid aan mekaar, verbondenheid aan God, gaan uit en uit oor afhanklikheid. Oor interafhanklikheid. Oor saamwerk en saamleef met die mooi wat dit bring, maar ook met die uitdagings wat dit bring. Dit gaan oor 'n lewe van intimiteit, waar jy nie noodwendig al die antwoorde hoef te hê nie. Waar jy nie noodwendig elke dag hoef sterk te wees nie. Waar jy nie noodwendig elke dag van die persoon langs jou hoef te hou nie. Waar jy nie noodwendig elke dag ewe veel of ewe sterk in God gaan glo nie. Dit is in elk geval onrealisties. Maar om in daai werklike verbondenheid op pad saam met mekaar, saam met God, deur die persoon langs jou herinner te word, kyk waarmee is jy besig. Nie as 'n uittrap nie, maar as 'n ondersteuning. Dis wat hierdie verbondenheid veronderstel. Jy word uitgenooi tot 'n bevrydende, 'n lewegewende verbondenheid met God. En om so in ons verbondenheid teenoor mekaar te help om in die lig te leef. As ons dan na die volgende 2 verse kyk, vers 8 en 9. As ons dan sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. As ons as gelowiges oor die algemeen ons stikkende verhouding met God miskyk, mislei ons onsself. Klomp mense wat kerk probeer wees, kyk hulle sonde mis, ons ook. En die mate waartoe ons as gemeente, ons as liggaam van Christus in Afrika en oor die wêreld heen, die mate waartoe ons sonde miskyk, leef ons nie in die waarheid nie. Dit is so eenvoudig soos dit. Harde woorde, woorde wat gehoor moet word, woorde wat ons in 'n sekere sin moet laat skrik of wakker ruk. Maar woorde wat nog steeds met 'n uitnodiging en 'n bemoediging kom. Ons moet eenvoudig ons sondes bely.
Ons moet ons sondes bely deur mekaar in liefde te ondersteun en bewus te maak van ons tekortkominge, bewus te maak van ons gebroke verhouding met God, bewus te maak van ons gebroke verhouding met die skepping en met mense. En mekaar dan help om, sover dit in ons vermoë is, herstel te bring, maar mekaar ook te help om afhanklik te leef van God wat uiteindelik die herstel sal bring. Ons moet mekaar help om dit raak te sien en opreg te bely. Want as ons dit doen, God is getrou en God sal ons al ons sonde en skulde vergeef. En dit bring ons dan by die laaste en die derde pastorale vermaaning van Johannes, vers 10. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. As ons, en hierso is dit 'n wye ons, kerk, saam met die vroeë kerk, saam met die apostels, as ons as kerk, as die liggaam van Christus, nie erken dat ons sondig nie, sê ons basies dat Jesus verniet gekom het. Dat die woord van die lewe onnodig was en daarom 'n leienaar is. As ons eie sondige aard, en nou praat ons nie net van die klein duitjies en daadjies, die sondes wat jy doen nie, maar die feit dat ons in 'n toestand van sonde leef, as ons dit nie erken nie, en daarmee saam afhanklik van God leef nie, mis ons uit op die woord van God. Trouwens, ons mis in die dubbele uit op die woord van God. Eerstens van buite. As ons sondes en afhanklikheid miskyk of ontken, dan mis ons Jesus, die woord van God, wat aan ons gegee is. Want ons het nodig om te verstaan dat ons die woord van God nodig het om dit werklik te kan ontvang. So eers mis ons Jesus van buite. Tweedens mis ons Jesus van binne. As ons sondes en afhanklikheid van God miskyk of ontken, mis ons vir Jesus, die woord van God, wat deur die Gees van God binne in ons werk. Dan het ons nie sy woord nie. Maar as ons die skokgolwe van hierdie harde woorde vir so 'n oomblik laat bedaar, en as ons dan kan raak sien en erken net hoe afhanklik ons werklik van God is, dat ons afhanklik is juis omdat ons sondig is, dan word hierdie gedeelte vir ons 'n bevestiging, en dan word ons getuienis van vanoggend eintlik net soveel meer omvangryk. God is lig. Die lig vir die wêreld, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Mag jy so met hierdie eerste Sondag na Kersfees, op die drempel van die nuwe jaar, beleef hoe God jou persoonlik uitnooi om in die lig te leef en in die lig te loop. Mag jy ervaar hoe Jesus Christus dit vir jou moontlik maak om met vrymoedigheid jou sondes te bely, om daarvan gereinig te word en om daarvan vry te wees. En mag jy diep bewus raak van die manier wat God se Gees, die Heilige Gees, die lewende woord van God in jou kom oopbreek, sodat jou lewe, sodat jou volle menswees daardeur verhelder en verlig kan word. En mag ons dan saam, altyd saam, in God se lig leef. Sodat die duisternis van die wêreld deur ons deelname in God se lig volledig uitgedoof sal word. Kom ons bid saam. Here, U wie se teenwoordigheid lig bring, ons voel aangespoor deur hierdie teks. Mag U ons kom help om ook uitgenooi te voel deur hierdie teks. Here, en mag U ons so kom uitnooi en ontmoet en bystaan, dat ons nie self net verlig voel van ons sondes nie, verlos voel van ons sondes nie, maar dat ons
treukie vir treukie, miskien al sukkelend, in U lig kan loop. Sodat ons in hierdie donker wêreld U lig kan laat skyn. Here, en as ons dan vir 'n oomblik stil staan en weier as ons self kyk, dan dink ons aan ons land, ons dink aan al die verskillende omstandighede waarin mense moet leef. Ons is dankbaar dat ons so maklik kan bid vir die wat nie so bevoorreg soos ons is nie. Here, kom maak ons harte oop vir die wat nie so bevoorreg soos ons is nie. Ons bid vir ons land se leiers. Ons bid vir elke persoon wat die vermoë het om 'n verskil te kan maak. Ons ook. Mag U met ons op pad wees. Here, as ons dink aan die kontinent waarop ons leef, wat so dikwels as donker Afrika bekend staan, met 'n klomp haat en geweld, mense wat mekaar in die naam van godsdiens vermoor, 'n klomp hongersnood en armoede en korrupsie. Here, U weet wat in elke persoon oor ons kontinent heen se omstandighede aan die gebeur is, wat in hulle harte en gedagtes aan die gang is, en ons gebed is dat U ook met U teenwoordigheid daar verlossing sal bring, versoening sal bring. Here, maar dat U in ons harte sal werk, sodat ons nie ongeraakt daardeur in ons eie gemaklike lewens sal voortgaan nie. As ons aan die wye wêreld dink, met al die uitdagings waarvan ons maar net brokdeeltjies deur die nuus hoor, Here, dan het ons ook die vermetelheid om te bid dat U daar sal intree. Mag U die kerk op aarde gebruik, in al die plekke, mag U die gemeenskaplike kerk in elke dorp en land gebruik, sodat U lig nie net abstrakt nie, maar prakties kan skyn in hierdie donker wêreld. Dit is ons gebed, Here. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.